Here, baie dankie vanmôre dat ons hier by mekaar kan kom. Here, ek vra U dat U vanmôre, Here, ons harte sal oopmaak vir die woord wat U bring vanmôre, Here. Gebruik vir pastoor François, Here, om hierdie woord te bring, Here, dat U hom net as 'n mondstuk sal gebruik, maar dat U Heilige Gees die boodskap sal bring. Here, ek vra ook dat as ons hier uitgaan vandag, Here, dat ons hierdie boodskap sal gaan oordink, Here, dat ons daai Bybelverse weer gaan deurgaan, en dat ons net sal besef, Here Jesus, hoe nodig ons het, Here, U Heilige Gees, Here, en ek vra, Here, vul elke een vanmôre hierso met U Heilige Gees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vrede Here, baie dankie pastoor Marie. Geriede, vandag is Pinkster. En ek wonder hoeveel almal altyd weet waaroor Pinkster gaan. Wat beteken Pinkster? Baie van ons sê ja, dit is te doen met die uitstorting van die Heilige Gees. Baie mense dink Pinkster het gekom nadat die Gees uitgestort is, maar eintlik is dit 'n fees wat nog altyd bestaan het. Of nie altyd nie, wat ingestel is al in die Ou Testament. Maar so later daarby kom. Maar omdat ek weet daar is versoeke gewees vir sekere liedjies, maar vandag is ek laat die Gees van God my lei wat ons moet sing, waaroor dit moet gaan. En vanmôre gaan ons spesifiek sing oor die persoon van die Heilige Gees en die krag wat hy vir ons gee. Wat lekker saam sing, né? So die Here het vir my gelei op hierdie liedjies. So kom ons sing saam hierdie koortjies tot eer en verheerliking van sy naam. Sing asof ons dit bedoel. En Jesus, dan wil ek my bril by my nie, nou wil ek skat op die water. Skoon toch. Ek moet op my bril my nek hang, soos jou nie. Op die oor, nou, dan kan ek weer die versie nie. Spirit, you touch my soul, you touch my spirit, you make me whole. You are the light, the truth, the way. I've just been following you night and day. Yes, you are the Father, you are the Son, you are the Spirit, the Holy One. You are the only Holy Trinity. I live through you, you live in me. Holy Spirit, you are the light that comforts me through day and night. Oh, Holy Spirit, show me the way where I should carry on, where I should stay. Die enige God. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, the Holy One. You are the only Holy Trinity. I live through you, you live in me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, the Holy One. You are the only Holy Trinity. I live through you, you live in me. Oh, yeah. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, the Holy One. You are the only Holy Trinity. I live through you.
Heilige Gees liefde. I'm loading the people of Dallas. Back the
lekker inneem. Miskien daar is hy beeld beklaar, ek wil dan opgesit het, maar is reg so. Pinkster, vanmorgen is Pinkster, en ek weet nie wie van julle sal besef waar het ontstaan, of weet waar het ontstaan het nie. As ons nou gaan lees, Handelinge 2 vers 1, dan staan daar, terwyl die Pinkster, met ander woorde daar staan, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Baie mense dink die Pinkster het ontstaan as gevolg van die uitstorting van die Heilige Gees, maar dit is 'n fees wat reeds ontstaan het. Jy kan daarvan gaan lees. Ekskuus, ek gaan baie rondblaai, jy moet maar my volg. In Levitikus 23 vers 15 en 16, luister gou, hy sê hier, dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag af as julle die beweegoffer gebring het, 7 volle weke moet dit wees. Tot die dag na die 7de Sabbat moet julle 50 dae tel, dan dat julle 'n nuwe spysoffer aan die Here bring. 7 weke na Jesus opgestaan het. Is dit nie wonderlik nie? Dit is nie toevallig dat dit so is nie. Die wonderlike getal van 7. 7 weke. Wanneer het Jesus opgestaan? Op die eerste dag van die week, op 'n Sondag, né? En ek het al baie gesê, dis waar die kerk ontstaan het, maar eintlik is vandag die dag wat die kerk ontstaan het, 7 weke daarna. Want die kerk en die uitstorting van die Heilige Gees gaan hand aan hand. Sonder die Gees van God, sonder die Heilige Gees, kan die kerk nie bestaan nie. Ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê, dat jy verstaan waaroor dit gaan. Dis 'n fees wat reeds bestaan het. Baie mense dink die klomp disippels was daar nog in die boorvertrek. Hulle was nie daar nie, die woord van die Here praat van 'n huis. Heel waarskynlik was hulle in die tempel, maar dit was die fees wat reeds deur God ingestel het. 7 weke na die beweegoffer wat hulle gehad het, is dan ook nou 7 weke nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Hulle het die beweegoffer die Saterdag op die Sabbat gemaak. Hy sê die dag daarna tel julle 50 dae aan. Nou hier baie van julle gaan my sê, maar is dit nie nou 49 dae? Nou opstaan, nou is die opstanding gevier het nie, soos ons tel, ja, maar soos die Jode tel, hulle tel die eerste dag al op daardie Sondag, dan tel hulle 50 dae aan, dan val dit weer op 'n Sondag. Die kerk moenie dat mense vir jou kom vertel van hierdie en daardie ou het die Sabbat verander nie. Dis leuns. Die kerk het ontstaan die dag toe die Heilige Gees uitgestort, die dag, ons lees dit daar in Levitikus, die dag na die Sabbat op die eerste dag van die week. Jy sien daar is 'n ou skepping gewees. Paulus praat van die eerste Adam en hy praat van die laaste Adam. Die eerste Adam was Adam wat aangestel is oor die oorspronklike skepping, maar hy het korrup geraak deur na die duiwel te luister. Die wêreld val onder die owerste. Wie is die owerste van die wêreld? Die duiwel. En Jesus Christus is die laaste Adam. Hy is die een wat dit kom verander. Dis inderwaarheid 'n nuwe skepping wat op daardie eerste dag gebeur het, toe hy in die dood uit opgestaan het. Maar hy het vir ons 'n belofte gegee. Ek gaan nou daarby kom. Ons het nou gesing van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Daar's mense wat sê ons aanbid 3 gode of 3 godde. Want hulle verstaan nie hoe dit werk nie. Hulle verstaan nie hoe dit werk nie. Jy sien, die Heilige Gees is 'n persoon. Jesus Christus is 'n persoon. Die Vader is 'n persoon, maar hulle drie vorm wie? Hulle vorm God. Nou hoe verduidelik ek dit gou? Jesus Christus het reeds gesê, hy het gesê hy is God. Jesus Christus sê, hy sê in Kolossense 1 vers 16, waar hy gesê, deur hom is geskep. Ekskuus, ek bly so goed vinnig as die Here van my lei. Kolossense 1, hy sê vers 15, hy, dis van Jesus, is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye, owerhede en magte. Alle dinge is deur hom, deur wie? Deur Jesus geskep. Nou ons sê God het geskep. Ja, want Jesus is God. Hy is een van die persone van God. Hy sê self, baie mense sê hy het nog nooit geklaim dat hy God is nie. Hy sê in Johannes 14, hy sê, julle vra van my, wys ons die Vader, maar ek is daar nog 'n hele tyd by julle. Nee, hy sê in Johannes 8 vers 58, die Jehova getuies se Bybel is verander daar. Want hy sê, voordat Abraham was, ek is. Ons Bybel sê is ek, maar eintlik sê die Engelse Bybel, before Abraham was, I am. Dieselfde woorde wat hy gesê het vir Moses, toe Moses gevra, wie is hy? Hy het gesê, ek is wat ek is. Dis Jesus Christus, dis die persoon van ons Here Jesus Christus. Nou hoe werk dit? Nou kom, nou wie se beeld is ons geskape?
Ons lyk soos die Here, ons lyk soos God, ons is geskep na sy beeld. Nou, hoe lyk die mens? Ons lees, ek gaan vir julle lees hierso, 1 Korintiërs 5 vers 23. Hy sê, mag julle ten volle bewaar word, né? Na liggaam, gees en siel. Hy sê dit dan. Ekskuus, nou wil ek dit gaan soek. Hy sê daar, 1 Korintiërs 5 vers 23, hy sê hierso, en mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam, geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep is getrou, hy sal dit ook doen. Hebreërs 4 vers 12, ek ken hierdie stuk baie beter nog, sê hy ook hierso. Hy sê, ekskuus wat ek net kry, hy sê hierso, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van die siel en gees en van gewrigte en lig en is beoordelaar van die oorlegginge en van die gedagtes van die hart. Hier praat hy weer van die mens as liggaam, gees en siel. Ek het so 'n prentjie gemaak, daai driehoek. Daai hele ding is 'n mens. Maar die mens bestaan uit 'n gees met 'n siel binne 'n liggaam. As ek nou vir heel daai so sien, dan sien ek die vlees, ek sien die liggaam. Baie van ons is wat in die wêreld is, kyk net vas in die liggaam. Maar as jy die oë is die vensters na jou siel. As ek nou in Hila se oë gaan kyk, en dis nie Hilda nie, kom ons sê sy het 'n perfekte tweeling sussie, en dan gaan ek begin sien, hoekom? Want sy het 'n ander gees. Want sy ander gees het, sy het 'n ander geestelike karakter, dan gaan ek onmiddellik sê, maar ek is nie nou besig met Hilda nie. Ek is nou met iemand anders besig, of 'n tweeling sussie, of 'n dubbelganger, of wat. Iemand wat besete is, né? Wat sy gees, wat 'n ander gees in hom of haar het. Dis so ons weet as ons bevryding op doen. Hulle weet, hulle het al daardeur gegaan, like iemand gesê, maar dit is nie daai persoon, hier is iets. Nee, dis wat die mens lyk. Die siel is jou gedagtes, jou emosies, jou gevoelens, dis die hoof, né? Maar die hoof word nie, die siel word beïnvloed deur die geesmens en deur die vleesmens. En dan gaan hy besluit hoe die vlees optree. En iemand wat nog in die vlees is, gaan baie vleeslik optree. Terwyl iemand wie sy gees gewederbaar is, gaan al hoe meer en meer oorgee aan die gees, maar ek sal nou daarby kom. So dis hoe ons as mense lyk. Ons is gees met 'n siel binne 'n liggaam. Ja, God lyk ook so, ons lyk daarna om. Dis God. Maar God bestaan in die Heilige Gees, die siel wat ons noem die Vader, die hoof, en Jesus Christus. Jesus Christus is die vleeslike een wat die vleeslike dinge doen. Die Gees doen die geestelike of die bonatuurlike dinge, en die Vader is die een wat die besluite neem, wat die opdragte gee, né? Die hoof, die siel van die drie-enige God. Dit is die drie-enige God. Dit is vir my belangrik dat u dit weet. Dis God. As jy nog nooit verstaan, hoe kan hy nou drie wees in een nie? Dis hoe dit lyk. Ons lyk presies dieselfde. Hy is die persoon van die Vader, die persoon van die Heilige Gees, die persoon van Jesus Christus. Al drie is God. Hy is almagtig, hy is alomteenwoordig, hy is alwetend, en elkeen het 'n funksie wat hy verrig, en dis hoekom ons praat van die persoon van die Heilige Gees, maar vandag praat ons spesifiek oor Pinkster wat gaan oor die persoon van die Heilige Gees. En nou dat jy dit verstaan, nou kan ons gaan om die boodskap te bring. Waaroor gaan Pinkster? Nou, as ons gaan lees in Johannes 14, hy sê hier in vers 12, hy sê voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke, hoor mooi, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke as dit doen. Hoekom? Hy sê na die komma, hy sê, omdat ek na my Vader gaan. Nou, hoe is dit dat ons groter werke gaan doen, omdat hy na die Vader gaan? Hy sê in Johannes 16 vers, hierso vanaf vers 7, luister mooi. Hy sê, maar ek sê vir julle die waarheid, dis vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. En ek wil hier oor ons praat, hy gaan die trooster stuur. Hy sê, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig, wat ek nou gesê het, van sonde, van geregtigheid, en van oordeel.
Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Ons het die Gees nodig waarvoor, hy sê Handelinge 1 vers 5, sê hy, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Wat in die Heilige Gees vers 8, maar julle sal krag ontvang, wanneer julle die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Dis wat die Heilige Gees moet doen. Hy moet hierdie belofte van krag vervul. Dis wat ons nou gelees het. Dit gee ons die krag. Dit gee vir ons gawes. Kom ek lees nou kan ek vir u lees hier in Handelinge 2, net die eerste 4 verse. En dis waar ons boodskap vanmôre gaan. Oor die Heilige Gees. Nou lees ek weer, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind, en in die hele huis gevul waar hulle gesit het. Dit is vers 3, en toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel op elkeen van hulle gaan sit. Nou, dis interessant. Wat het Jesus se neef, Johannes die Doper gesê, hy sê dit hier in Matteus 3, vers 11, hy sê hier, hoor my wat sê hy het dit geprofeteer. Hy het gesê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Dis die belofte, dis die profesie. En hier sien ons dit nou in vervulling gaan. Vers 3, toe is deur hulle tonge gesien, van vuur wat hulle self verdeel op elkeen van hulle gaan sit. Wat gebeur hierso? Jesus is besig om hulle te doop met die Heilige Gees en met vuur. Vers 4, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en hulle begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Hier is baie verwarring oor die tale, kerke wat dit nie wil glo nie. Hulle praat van geestelik, maar hulle beoefen dit nie. Ek wonder of hulle altyd weet waaroor gaan die Gees. Nou, in hierdie geval, hulle sal vir jou sê, in hierdie geval die mense, elkeen in sy eie taal, die evangelie verkondig, en dit is nie waarheid. In die geval was dit so, maar dit is nie die enigste tale nie. Paulus was self 'n bietjie skepties was oor tale. Hy gaan 'n bietjie verder. Hy gaan hier in 1 Korintiërs 14 verduidelik hy bietjie, en hy praat eintlik van profesie teenoor tale. Hy was meer vir die profesie gewees, maar hy sê hier, 1 Korintiërs 14 vers 2, want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Hy sê elders, sê hy, wanneer jy nie meer weet wat om te bid nie, dan kom die Heilige Gees en hy bid deur jou, hoe deur onuitspreeklike sigtinge, geluide wat jy maak, ander tale wat jy spreek, jy weet nie, jy weet nie wat jy spreek nie, dis 'n verborgde taal, maar dis die Gees van God wat deur jou spreek, né? Dan praat hy sê ook hierso in vers 14, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Dis een van die goed wat gebeur as jy gevul is deur die Heilige Gees, of wat kan gebeur, né? Dan gaan hy verder aan, daar's ander tale hier vers 22, ek wil hê jy moet dit tog mooi verstaan. Hy sê die tale is dis nie 'n teken vir die gelowiges nie. Hy praat nou hier van wanneer ons taal en uitleg van taal het, maar dit gebeur ook, né? Die een taal is 'n wêreldtaal soos wat daar gebeur het, waar mense in hulle eie taal die woord van God ontvang. Die tweede is wanneer jy bid, wanneer jou gees bid, die Heilige Gees die op jou gees bid, tot die Vader in geheime taal, en die ander keer is wanneer die Here 'n profesie wil bring. Wanneer 'n taal, wanneer dit is 'n boodskap vir die gemeente of vir iemand, dan praat jy in taal en daar's uitleg. Maar nou sê hy hier, hy sê die tale is dis nie 'n teken vir die gelowiges nie, die taal met ander woorde as daar uitleg kom, dis vir die ongelowiges. Die profesie is egter is nie vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges. Wat hy hierdeur bedoel, is dat ek begin profeteer. Dan gaan gelowiges gaan optel, maar hierdie man is besig om te profeteer. Nee? Want jy gaan 'n gees in jou hê, wat dadelik dit optel dat ek die waarheid praat. As jy ongelowig is, gaan jy dit kom by my uit myself uit.
En dis waar die ongelowige inkom. Dit is waar eers taal kom en iemand lê dit uit. En nou kan ek self in 'n taal spreek en dit self uitlê, maar ek doen dit nie, want dit stig nie die geloof nie. Mense kan nog steeds sê, okay, maak 'n klomp vir die Here sê so. So of ek gaan in 'n taal praat en iemand in die kerk gaan dit uitlê, of iemand in die kerk gaan in 'n taal praat en ek gaan dit uitlê. Wat gebeur dan? Dan stig dit die geloof van die ongelowige. Dis nog steeds 'n profesie. Maar daardie een wat nou nie geglo het, as ek nou maar net 'n profesie gebring het wat nie sou glo nie, nou gaan hy vir my sê, ja, dis regtig die boodskap van die Here af. Want daardie een het dit gepraat en ek het dit uitgeleef. Ek het dit gepraat en daardie een het uitgeleef. Is mense in die kerk wat kan taal uitlê. Maar ek tel nog nie op dat die vrymoedigheid daar is om dit wel uit te lê nie, en dan hou ek dit terug. Maar hier is mense in die kerk wat taal kan uitlê, hoor, onder die krag van die Heilige Gees. So dit is maar daardie ding wat gebeur het. Maar dit vervul met die Heilige Gees, hulle begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En mense kan nou lees van die wonderlike dinge wat gebeur het. Jy kan praat verder in Handelinge, maar die boek van Handelinge handel oor die kerk. Dis hoekom ons altyd sê Handelinge is nog nooit klaar geskryf nie, want die kerk is nog hier, die kerk is nog nie lekker. Maar sien jy hoe belangrik die Heilige Gees, die werking van die Gees is vir die kerk? Dis die eerste ding wat gebeur. Die Here sê julle moet nog niks doen nie. Julle moet wag. Waarvoor moet julle wag? Vir die uitstorting van die Heilige Gees. Eers dan kan die kerk begin. Hoekom? Maar die Gees van God gee besondere krag. Jy gaan nou lees, jy gaan lees van die Samaritane wat gebeur het toe hulle die Gees ontvang het. Jy kan lees in Handelinge 10 van Cornelius en sy huis toe hulle die Heilige Gees ontvang. En jy kan lees in Handelinge 19 toe Paulus daar kom by 12 manne gekom het en hulle is gedoop. Die doop van Johannes, maar nog nie die doop van Christus nie. Nog nie gedoop in die Heilige Gees nie. En elke keer is daar profesie in tale. Profesie gewoonlik, en dit maak die Here se naam groot, ons het dat so baie gesien, as mense die Heilige Gees ontvang, wat moet gebeur met hulle? Daar gebeur groot dinge, die Gees van God gee vir jou besondere krag. Trouwens, van julle mag daar geskok wees, dat julle vertel dat Jesus Christus kon niks doen. Niks natuurliks doen, sonder die Heilige Gees nie. Die Here Jesus vir 30 jaar lang word hy beskerm deur die Vader, deur die engele. Die aanvalle is op hom, dis fisies op hom, soos Herodes wat oor doodmaak, maar so gaan jy aan. Maar geestelik het hy nooit 'n challenge gehad, hy is beskerm. Maar op 30-jarige ouderdom, toe hy nou volwasse was, toe word hy gedoop deur sy neef Johannes. Nou ons dink, ons vermoed, hy was self eers 'n disipel van Johannes. Johannes het disipels gehad. Die Fariseërs kom en vra vir Jesus Christus, hoe is dit dat Johannes se disipels vas, maar jou disipels vas nie? Dus verduidelik hy vir hulle, hy sê ek is die bruidegom, my kerk is die bruid, hulle is my bruid. Hoe kan die bruid vas en hartseer wees, terwyl die bruidegom by hulle is? Maar so weet ons, hy disipels gehad, maar dis nie belangrik nie. Maar op daardie dag, die Jesus Christus min of meer 30 jaar oud is, soos enige leviet. Jy kan gaan lees Dawid toe hy die priesters moes aanstel. Wie was hulle? Hulle was leviete wat 30 jaar en ouer was. Hulle is beskou dan eers as volwasse. Toe kom Jesus en hy gaan om die levitiese doop, die mikva deur te gaan. Onthou net Christus het nog gesterf het. Daar is nog nie die doop in Jesus nie. Die doop wat hy is die levitiese doop wat deur hy gaan, want hy gaan nou sy priesterskap opneem op 30 jaar oud. En toe hy daar in die water opkom, te gebeur wat? Die Heilige Gees daal hom neer soos deur 'n wit duif, né? En ewe skielik het hy krag ontvang. Wat het hy gedoen? Toe storm hy en hy begin bedien en hy begin wonderwerke doen en hy gaan al. Nee, hy ontvang die krag dat hy vir 40 dae eers beproef kan word, dat hy vir 40 dae eers met die Vader kan spandeer in die woestyn. Hy gaan vas. Want deur die krag van die Heilige Gees kan hy dit doen. Vroeër sou hy dit nie kon doen nie. Onthou net, want hy het maar as 'n vleeslike mens na hierdie wêreld gekom, deur 'n vrou gebore, 'n jong maagd met die naam van Maria, het hy in die wêreld gekom. Maar deur die krag van die Heilige Gees kan hy vir 40 dae vas. En toe dit verby is, of in daai tyd, toe kan die Satan losgelaat word om hom te gaan versoek 3 keer. En deur die krag van die Heilige Gees, want hy is vleeslik net soos ons, geneig, hy het die sonde gedoen nie, maar die versoekinge was daar. Die Satan versoek hom, en hy weerstaan die Satan al 3 keer deur die krag van die Heilige Gees. En die Satan vlug vir hulle keer. Dis wat die woord van die Here sê. Weerstaan die duiwel, en hy sal van jou wegvlug. Maar ek wil vir jou sê, jy kan nie uit eie krag
van die duiwel wegvlug nie. Ons lees hierso, Petrus getuig hierso in Handelinge 4, vers 31, hy sê, en toe hulle gebid het, onthou net Petrus het wat uit Jesus 3 keer uit vrees verloor. Hy Jesus, hy weggedraai, weggehardloop en hulle almal het weggehardloop uit vrees. Maar ewe skielik gebeur iets snaaks met hulle. Hy sê hier vers 31, hy en Petrus doen nou vir die Joodse raad met hulle 'n bietjie gaan verduidelik wat gebeur het. Hy sê, en toe hulle gebid het, is die plek geskik waar hulle saam was, en ons almal vervul met die Heilige Gees, en het met die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Vrymoedigheid, geen vrees nie. Geen vrees nie. Ek kan ook getuig daarvan. Ek het julle al baie gesê, ek het nie die persoonlikheid om op 'n altaar of hier agter 'n podium te kom staan nie, glad nie. Glad nie. Kyk, ek was in die lugmag en 'n speech te gee was fyn, en om 'n briefing of 'n debriefing te gee was fyn, maar as het gekom het by godsdienst, dan het ek weggekruip. Nie omdat ek nie 'n Christen was nie, maar ek het gevoel ek het nie die autoriteit nie. Ek kan nie met autoriteit oor die dinge van die Here praat nie. En ek wil vandag vir julle sê, meeste mense in hierdie kerk ken hulle Bybels beter as ek. Dan sê baie keer, Here, ek is opgewas en hulle sê nee. Ek sê jou nooit verlaat nie, ek sê jou nooit begewe nie. Mense vra my baie keer vra, ek het nie altyd die antwoorde nie, maar as ek hier kom, dan kom die Gees van God en hy sê vir my, ek sal jou toerus. Deur die Heilige Gees wat ek toegerus, en soos Jesus ook toegerus. Nog 'n bewys dat Jesus deur die Gees van God toegerus is. Jy kan gaan lees, dit is nou gewees Lukas 12, Matteus 12 dink ek, waar hy werk met 'n man met 'n verdorde hand. Hy genees hierdie man met die verdorde hand. En hy dryf duiwels uit. En wat doen die Fariseërs? Hulle kom en sê, dis Beelzebul wat die duiwels uitdryf. Met ander woorde, die duiwel dryf die duiwels uit. En Jesus spot eintlik met hulle. Hy sê, joh, dis soos 'n lam wat teen homself, of 'n huis wat teen homself optree, né? Soos hy ooit by sy eie huis gaan inbreek. Dit maak ons nie sin nie. Hy sê, julle sê dat die duiwel dryf sy eie duiwels uit. Maar, omdat dit nie die duiwel is nie, omdat julle die persoon wat dit wel doen, die duiwel noem, laster julle teen die persoon. Maar ek het nies vir julle. Julle laster nie teen die seun van die mens nie. Hy sê, die lastering teen die seun van die mens kan nog vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Gees nooit nie. En dis nie ek wat die duiwels uitdryf nie, dis die Heilige Gees wat deur my werk. En dit is die krag van die Heilige Gees. Tot Jesus Christus het die krag van die Heilige Gees nodig gehad. En dis hoekom hy sê, dis goed dat ek weggaan, sodat ek daar die krag na julle toe kan stuur. Sodat julle daardie werke kan doen en nog groter doen as ek. Dis hoekom ons die Heilige Gees nodig het. En dit is waaroor dit gaan. Dis 'n vervulling van hierdie belofte. Jesus is God. En hy vervul hierdie gebeurtenis. Baie mense dink hulle dit beleef, dat die beleef nie, of nee, dit is nie nodig nie. Hulle weet nie waaroor dit gaan nie. Ek wil vir julle sê, hier is een keer van die eerste dinge wat gebeur. Ek wil vir julle sê, jy kan dit nie doen nie. Met eie krag nie. Wat het hy woord gesê? Het gesê, hy is die oortuiger van sonde, van oordeel. Reg, die tweede ding is geregtigheid, van oordeel en geregtigheid. Jy sien, as jy na die wet kyk en die Bybel lees, gaan jy sonde kan sien. Onthou wat ek vir julle gesê het, né? Kolossense 2 verwys na die seremoniële wette. Die seremoniële wette is wette wat gedui het op Christus wat sou kom, soos offergawes en al daai tipe van goed. Dit het Jesus kom tot nie kwam, hy dit kom vervang, of hy dit kom vervul. Maar die wet van God, die gebooie bly staan. Maar die probleem is, die wêreld ignoreer dit, of die wêreld wil dit hou. Godsdienstige mense in die wêreld dink, okay, dis sonde, dit en dit moet ek doen, en hulle probeer dit eie krag doen, en dat kan nie. 'n Christen sien die sonde, en omdat ek weet die sonde, en ek weet ek is skuldig, kom ek voor Jesus Christus, en ek vra die Here om my te vergewe, dis wat hy moet doen in die kruis, maar ook om my te beheer. Die Heilige Gees moet in my inkom, sodat hy vir my kan help met daardie sonde waarvan hy my reeds het, en ek kan oortuig van die sonde, dat hy vir my kan oortuig van die oordeel wat kom oor die owerste van die wêreld en hulle wat luister na die owerste die wêreld, maar ook geregtigheid. Want dit is nie onregverdige Here nie. Kom verduidelik, hier het al vir jou verduidelik wat terwille van hulle wat dit dalk nog nie gesnap het nie, nog nie gehoor het nie. 'n Dame nou met huis kom na my toe. En sy sê vir my, ons werk
Daarvan het dus waar ons werk hierso met ou mensies wat aan dementia ly, mense wat aan Alzheimer's ly. Pastoor, ek moet baie keer vir hulle jok om hulle rustig te maak. Maar omdat sy oortuig is om die Heilige Gees in as het sy met 'n probleem, is 'n groot sonde en ek sê reeds is 'n groot sonde. Dis een van die sondes wat nog steeds openbaar genoem word as een van die doodsondes. In Spreuke sê Salomo in Spreuke 6, hy sê daar 6 dinge wat God haat, nie 7 is vir hom. Hy sê ja, dis 'n absolute ewel vir hom en eintlik is dit 6 dinge wat een ding word 2 keer genoem, leuns. Maar die leuen wat 'n ander benadeel of die leuen wat jou bevoordeel is wat God so haat. Ek vra of ek sê van luister gou vir my. Het jy vir die mense gejok om jouself te bevoordeel? Nee, pastoor, juis om hulle rustig te maak omdat ek lief is vir hulle, omdat ek hulle jammer kry. Ek sê het jy iets gedoen om hulle te benadeel? Nee, pastoor. Met ander woorde, jy sou hulle benadeel het as jy vir hulle die waarheid vertel het en gesê het hoor jou kinders worry nie oor jou nie en dat jy nou die waarheid gepraat, maar jy het daai persoon seer gemaak. Ja, pastoor sê nee. Ongelukkig lewe jy in die wêreld. En ons is gewederbaar. En dis ook Johannes praat in 1 Johannes 5. Praat van die sondes tot die dood en sondes wat nie tot die dood is. Die wit vir die sondes wat nie tot die dood is nie, want ons as gevolg van die wêreld, omdat die wêreld siek is en omdat die owerste van die wêreld nog in beheer is, die duiwel, het ons 'n probleem. Daarom is daar siekte en dit allerlei tipe van dinge. En nou het jy uit liefde gegaan. Jy het nie jouself bevoordeel nie, jy het nie daai persoon probeer benadeel nie. Jy het uit liefde nou preek. Met ander woorde, nou moet jy nog steeds voor die Here gaan sê, ek het gesondig, ek het reeds vertel. Maar die Here sê, hy is 'n spot van geregtigheid. Hy verstaan dat hierdie wêreld dit nie toelaat nie. Ek sê altyd van Anne-Marie, as ek so deur Facebook goed kyk, sê ek lekker ook so by my skouers, jy sal sien wat alles daar goed. Dan dink ek myself hier, advertensies met vrouens in onderklere en al daai goed. Dis asof hulle weet jy's 'n man. En al daai goed kom op jou voordeur. En dan weet jy's 'n middeljarige man. Nou daar's 'n tyd dat ek in die wêreld was waar jy gekyk het en gesien het, né? Ek het baie gesê jy gekyk en gesien. Maar nou dat jy die oortuiging van die Heilige Gees daar al weg by, dan sien op, gaan net so vinnig verby. Maar jy het daar gesien. Jy het nie gekyk nie, maar jy het gesien. En weet jy wat sê die woord van die Here? Jy kan egbreuk gepleeg. Net omdat jy gesien het jy egbreuk gepleeg. Maar dis ons nie moetswillige sonde nie. Dis nou wat ons praat van toevallige sonde, want die wêreld laat dit nie toe nie. En dis hoekom ons die Heilige Gees en die krag van die Gees van God so absoluut nodig het. En so kan dit gaan. Voor jy jou oor uitgeveer, voor jy besef dat jy klaar na 'n kinderstorie geluister. Jy het klaar doodgeslaan, hoor. Jy het klaar gesteel. Of jy het iets gesê en dan jy weet, ek het dalk nie nodig gehad nie. Daar's een ding van mense wat dit moetswillig doen, maar daar's mense wat dit ook per ongeluk doen. Beteken nog steeds, ek sê nie vir julle mag jok om te doen nie, maar hoor vir my, die wêreld maak ongelukkig dat ons hierdie dinge doen. En dit is, die Heilige Gees gaan jou lei om al hoe minder te doen, maar daar's omstandighede. Wees ek kan my nie maar kruisig oor dat ek sê, dat dit is die waarheid. Godsdienstige mense sê, nee, ek wil die wet hou. Hy klim in sy karretjie op die Sabbat, op die Saterdag. Dis wat ons baie kry, die Sabbatshouers. Julle wat op Sondag kerk gaan. Julle doen so, ons gaan op Saterdag. Weet jy, ek het net gesê, die kerk het ontstaan op die eerste dag van die week. Die kerk het ontstaan, daar was nie 'n ding gewees van kerk voor die tyd nie. Tussen die Ou en die Nuwe Testament het die Jode ewe skielik besluit, hulle het nou sinagoges, hulle het ewe skielik besluit, die rusdag is nou sonder 'n dag wat hulle kerkdiens hou. Dit kom nie van die Here af nie. Maar dit maak nie saak nie. Jy kan op die Sabbat gaan kerk hou as jy wil. Jy kan dit op 'n Woensdag of 'n Donderdag enige dag. Dis wonderlik, maar moenie vir my vertel jy hou die Sabbat nie. Want jy ry 100 km om na jou kerk toe te ry. Die woord van die Here sê op die Sabbat mag jy verder as 800 meter, 1011 van jou huis af gaan nie. Jy kan nie net op die gedeelte, jy bedoel heeltemal of glad nie. Goed, maar dit maar net 'n paar voorbeelde. Dis wat die wêreld doen. Maar wanneer die Here Jesus teruggekom het, wanneer hy terugkom, dan kom vat hy hierdie wêreld terug. En as hy die wêreld teruggevat het, dan gaan ons nie meer sonde doen nie. Geensins nie. Want dan gaan daar nie meer siekte wees wat ons nodig het nie. Dan gaan nie mense wees met Alzheimer's en dementia nie. Ons gaan nie nodig hê om vir iemand rustig te maak met leuns nie. Dan gaan nie, ons gaan 'n volmaakte liggaam hê wat nie kan egbreuk pleeg nie. En mense gaan in elk geval nie so voor ander mense verskyn nie. U verstaan wat ek probeer sê. Die volmaaktheid moet nog kom. Al wat nog gebeur het van ons erflating is hierdie een ding. Dis die uitstorting van die Heilige Gees.
Dis nog net die begin. Maar dit is die oortuiging. Maar elkeen van ons het nodig om die Heilige Gees te ontvang. Ek wil sê, jy het nodig om te ontvang. Want sonder die Heilige Gees sal jy nie daardie krag hê. 2 weke terug het Dr. Johan Brewer gesê, wat het jy gedoen? Gaan jy met leë hande by die Here aankom? En dan wil jy waarskynlik almal spring en ek moet gaan en ek moet die woord van verkondig. Ek wil vir jou sê, nee, wag net 'n bietjie, jy moet maar jy gaan net jou gawe ontdek deur die werking van die Heilige Gees. En jy moet geduldig wees. Ons kry mense, dan loop ons met die Heilige Gees en 'n wonderlike ding gebeur. En wat een van 2 dinge gebeur? Of vandag is great, ek is wonderlik, ek loop nou op water. Nee. Me, myself en I. Ek is nou volmaak. Nee, jy moet eers die Gees toelaat om jou hart te vat en veranderinge aan te bring. Hulle storm nie uit, ander nie aan mekaar, oor en oor. Gaan my elke keer en kyk hoe mense die Heilige Gees ontvang. Gaan kyk hoe dit so wonderlike gebeurtenis, maar hulle groei nooit nie. Of hulle storm uit en dink nie, ek is nou volmaak. Ek is nou great, ek hoef nie eens by die kerk toe te gaan nie. Nee. Of hulle gebruik nooit hulle gawes nie. Ander gaan 'n storm uit en begin sy eie kerk. Registreer die NPC, as jy weet hoe hy dat hy kerk. En wat gebeur? Die kerk val, hoe val die kerk? Dit was sy roeping nie. Of as sy roeping was hy nog nie gereed nie. Want wat het ek nou gesê? Jesus Christus was 30 jaar oud. Jesus Christus het vir 40 dae gaan vas. Jesus Christus het eers die toets weerstaan voordat hy kon met autoriteit praat. Ek sal nooit vergeet daardie Saterdag wat ek die doop in die Heilige Gees en ewe skielik lê ek daar op die grond en ek praat in tale en ek wonderlik. En Sondagoggend ontvang ek die doop, die vuur van bediening. Ek het nie gegaan in 'n kerk gaan begin nie. Het 18 maande gevat. Waar die Here my, wat ek hom toegelaat het om my te verander. Ek probeer sê ek is volmaak nie, alles behalwe, geen mens is volmaak nie. Ons is besig om die pad van heiligmaking te loop, maar sonder jy die koninkryk nooit sal erwe nie. Maar jy is eers daar wanneer die Here jou kom haal. Maar jy laat die Gees van God toe om jou meer en meer te verander. Dit is wat die uitstorting van die Gees is. Hy gee vir jou krag, hy gee vir jou die gawes. Jy sê 1 Korintiërs 12 sê die gawes lees. Markus 16 vers 17 sê, hulle wat geglo het, sal ander tale praat. Sal siekes die hande lê en hulle sal genees. Sal profeteer. Baie mense wil, dus ja, die Gees is uitgestort, ja, die Gees is uitgestort in die wêreld, maar die doping in die Gees, ek weet nie of die Gees dan eers op jou kop, of hy nog heeltyd in jou is, maar hy word geactiveer, maar jy moet gehoorsaam wees om dit te wil hê. En dan moet jy toelaat dat die Gees van God eers met jou werk. Hy moet eers met jou werk. En hy sal op die regte tyd jou oortuig wat jy moet doen na buite. Wat jou gawe is. En hy gaan dit op jou pad bring. Dit was my so wonderlik. Die Gees van God net eers ek moet gaan studeer, ek het dit maar gedoen. Iemand anders het die kerk begin. Vir my. Nie vir my nie vir julle, maar ek bedoel vir wat hy my geroep het. Elke liewe ding, iemand het geprofeteer en gesê, dis dink myself nie, maar ek is nie opgewas nie. Hy het spesifiek gesê, die Here sal jou voorberei. En elke ding wat jy nodig het, sal hy vir jou gee. En ek het nie noodwendig geglo nie, maar kryk gewees, maar die Here het dit regtig gedoen. En so wil hy vir ons elkeen doen. Maar ek wil vir jy sê, die Here moet eers met jou werk. As ons in die bedieninge gaan, dan kyk ons gewoonlik hier na 1 Timoteus 3 of Titus 1, maar ek sal dit gou vir julle lees 1 Timoteus 3, wat hy so sê. Dis net ek weet, Titus 1 Timoteus 3, luister mooi, ek gaan dit vir julle lees hoe belangrik dit is. Dis 'n betroubare woord. As iemand na 'n opsienersambt verlang, begeer hy voortreffelike werke. Opsienersambt, in Engels praat van 'n bishop, is eintlik maar 'n pastoor, nee. As hy opsienersambt verlang, begeer hy 'n voortreffelike werke. Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie, baie ouens is in die bediening van geld. Maar vriende, geen strydlustige, geen geldgierige nie,
Een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders in alle waardigheid en onderdanigheid hou, eina. Dis nie altyd so maklik nie. Vra my, ek weet, maar jy traai. Jy traai, so nie meer onder jou dak is nie, nee. Vers 5, maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer, hoe sal hy vir die gewete van God sorg kan dra? Hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaan word en in dieselfde oordeel as die duiwel val. Hierdie is so belangrik, dis wat ek nou probeer sê. Jy kan nie 'n nuweling wees nie. Jy kan nie so pas die Heilige Gees ontvang en nou wil jy ander mense gaan leer nie. Jy kan nie 'n nuweling wees nie. Jy gaan verwaand raak. Ons het dit Dinsdag 'n video gekyk by 'n Bybelstudiegroep en wat gegaan het oor hoogmoed en trots. En jy het nie idee hoeveel keer lê ek op hierdie mat op my aangesig voor die Here nie. Want dit vir my voel ek is hoogmoedig en trots. Of wat bang is, ek is dalk hoogmoedig en trots. Want jy het met autoriteit gepraat en ek myself, is dit met autoriteit van die Here of is dit uit myself? En dan moet ek my eers weer nederig en dan sê die Here nee, en dan gee hy vir my dinge of hy gee vir my bevestiging. Maar dit is so belangrik, want 'n ou wat 'n nuweling is, jy nie beskikbaar die krag van die Heilige Gees ontvang is geneig om hoogmoedig te kan raak. Ek weet dat Israel Tyler dit ook al baie gesê. Hy het ook gesê van alles hy so baie mense kry by die Gees van God ontvang en daar's groot dinge wat gebeur, dan moet hy ook eers weer gaan nederig raak voor die Here. En weer homself ook herinner, dis nie hy nie, dis die Heilige Gees wat hier omwerk, wat dit doen. Hy sê, maar hy moet ook goeie getuienis hê van die buitestanders, sodat hy nie in veragting en 'n stryk van die duiwel val nie. Dis ook wonderlik, iemand eendag vir my gesê, jy gaan baie moeilik in Nederburg skape kry, volgelinge, hoekom? Want onthou ek het hier groot geword, maar ek was jare nog in die wêreld toe ek hier was. En dan moet ek ook sê, die meeste van die kerk is behalwe my eie familie is ook mense wat eintlik nie met buite doene gehad het toe ek nog in die wêreld was nie. Jesus Christus, hy sê in Matteus 13, toe hy daar in sy eie landstreek gaan bedien het, hy het nie baie wonderwerke daar gedoen nie. Hoekom nie? Hy sê wat 'n profeet sal deur sy eie huis nie geken word nie. Nie geëer word nie. Dit is so. Jy by boeties en so aan. Jy weet, dis nie dat ons vyande is nie, maar jy sien hulle weet nie eintlik hoe om jou te hanteer nie. Want jy het mos so saam met hulle stout gedoen, so saam met hulle droog gemaak. Vir baie jare nog in die volwasse lewe ook. En ewe skielik is hierdie man op die podium. Dis so asof hulle dit hier erg glo, as hulle hier erg weet nie. En dit is belangrik. Met ander woorde, jy moet getuies hê van buitestanders wat kan sê, hoorie so, maar dis 'n man van God. Nie perfek nie, luister baie mooi. Dit voel vir my ek is die sondes van almal in hierdie kerk. Maar die Heilige Gees oortuig my van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En daar's definitief 'n oordeel wat kom. So die geregtigheid sal bepaal. En dis ook laas gesê, hy is soos 'n vader wat besluit, is dit nodig om jou te straf of nie? En hoe en wanneer jy dit gaan doen. So ons mag nie sommer maar net sonde doen nie. Hy sê in vers 8, net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee monde spreek nie verslaaf aan wyn nie, geen vuil gewinsoekers nie, manne wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou, en hulle moet ook eers, hoor mooi, 'n proeftydperk deurmaak. Daarna, as hulle onberispelik is, kan hulle dien. Net so moet die vroue waardig wees, geen kwaadspreeksters nie, nugter, betroubaar en alles. Die diakens moet manne van een vrou wees en hulle kinders en hulle eie huis goed regeer. Want die wat goed gedien het, verkry vir hulle eervolle plek en veel vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus. En net soos die teenoorgestelde waar, en die een ding wat jy wil hê as 'n dienaar van die Here, veral as jy die bediening sou ingaan, elke keer te bedien, dus ek moet sê, die Heilige Gees van God ontvang. Skus, ek wys nou maar so en wys so, dis nie dat julle in die klomp sondaars is, en hierdie is die goeie is nie, hoor, ek kyk nou na die Gees en Jesus, nee, ek kyk na die vlees en die Gees, dis waar hoekom ek so wys, maar omdraai, nee. Ons moet alle meer en meer, Paulus sê dit, Paulus sê, wat sê hy? Hy sê dit hier, as jy in 1 Korintiërs 9 vers 27, hy bring sy liggaam in bedwang. Daar's ander tekste wat hy praat van die gees en die vlees, as jy 'n wedergeboorte. Kyk, 'n ou wat nog in die wêreld is, sy gees is net soos die vlees, wil net sonde doen, hè. Maar as jy gewederbaar is, het jou gees verander, jou vlees nog nie. Maar hy sê, jy moet al hoe meer en meer oorbeweeg na die gees toe. En minder na die vlees toe.
As jy 'n kind is van die Here, jy moet jouself onder bedwang soos 'n atleet. Wat doen 'n atleet? 'n Atleet is verskriklik streng op oefening. Hy dwing homself om weg te bly van die plesiertjies in die lewe om sy liggaam te oefen. Dieselfde met eet, seker in die eet. Ek kan aan my so 'n paar jaar terug, dan gaan eet ons, ek dink ons by die boek, ek kan nie onthou nie. Ons gaan eet, ons sit net daar. Hier kom hierdie man en die vrou in. Vrou blik normaal kom in. Die man kom so in, hy kan nie sy hande in sy broeksak druk nie. Kyk, as hy spiere het spiere hoog, so is daai ooggebou. Maar nou jy gaan kyk wat order hy om te eet. Ek sê vir hom, hoe kan 'n mens goeie geld by 'n restaurant betaal om daai goed te eet? Jy kan ons nie huis toe gaan eet. Nee. Maar dit is nou daardie selfbeheersing, daardie absolute selfdissipline. Nou 'n kind van die Here weet hy het sonde gedoen, ek het Jesus Christus nodig om my te vergewe, maar ek moet ook wegbly van die sonde af. Maar hoe doen ek dit? Deur die werking van die Heilige Gees. So ek moet myself oefen om meer en meer na die Gees van God te luister en minder na die vlees, né? Die Gees sê vir my, blaai vinnig verby. Probeer om nie eers te sien nie. Die vlees sê, kyk man. Nee. Dis wat mense doen. En ek sien nie enigiemand te oordeel nie. Al wat ek net sê is, dit is wat gebeur. Jy gaan meer en meer, dis heiligmaking. Die woord van die Here sê, sonder heiligmaking sal jy God nie sien nie. Dis die koninkryk nooit beerwe nie. Ons moet meer en meer soos Jesus wees. En hy gee vir ons hierdie geskenk op daardie dag. Nou vandag is 'n besondere dag, vandag is nou die Pinksterdag, maar dis nie die dag waar die Heilige Gees kom nie. Die Heilige Gees het 2000 jaar terug op daardie manne geval, op daardie maandag, op daardie Sondag, die eerste dag van die week. Dis waar die kerk ontstaan het. Dis waar die krag vandaan kom. Maar die Here gesê het, ek was alleen deur die werking van die Heilige Gees het ek dinge gedoen en die disippels gehad wat my volg. Maar hoe lank sal dit vat as ek alleen hierdie taak moet doen? Dis beter dat ek na die Vader gaan en dat ek vir hierdie 12 manne gee die Heilige Gees. Eintlik was daar baie meer as die 12, wat die Heilige Gees ontvang en hulle gaan weer uit. Hulle laat die Gees hulle eers verander. En dan gaan hulle uit en hulle maak disippels. En daardie disippels ontvang die Heilige Gees en hulle gaan uit en so word die woord van die Here reg oor die wêreld versprei. Elkeen van ons roeping is nie noodwendig op 'n podium nie. Maar voordat jy vir mense van Jesus kan vertel, het jy krag nodig, die krag van bo. En vandag is nou 'n besondere dag. Vandag is nou, soos ek sê, dit kan enige dag wees, dis kom die Here sê in Hebreërs 4. Praat hy van weer 'n Sabbat, 'n ander dag. As jy vandag dit hoor, moenie hardkoppig wees nie. Enige dag kan jy die Gees van God ontvang. Maar dit voel vir my so al vandag, omdat dit Pinkster is, as jy die Gees van God vandag in die besonder wil werk. Hy wil besonder, as jy nog nie die gawe ontvang het nie. Ek gaan nog ook 'n gebed doen. Ek gaan 'n gebed doen vir hulle wat nou op die kamera kyk, want hulle kan nie hier wees nie. Ek gaan 'n gebed vir almal doen. Maar as jy na die gebed voel, dat jy wil uitkom. As jy om een of ander rede voel en sê, ek het nog my taal ontvang, ek wil vanmôre vir die Gees vra om my taal ontvang. Of 'n gawe van profesie, of ek wil bewus word van my gawe, of ek wil die Gees van God ontvang, ek het dalk nog nie die Heilige Gees ontvang nie. Ek het nog nie die dooping van Gees ontvang, of ek het dit verwaarloos, ek het my taal verloor, enige iets, of daar's 'n siekte, of daar's iets wat jou pla. Ek gaan nie eers bid vir spesifieke iets nie. Ek gaan my hande salf. Nou wat beteken die salfolie? Die salfolie wat ons mee salf, mense verstaan nie daai ding, daar's geen mag en krag in die olie nie. Maar die olie verteenwoordig, dis 'n manifestasie van die Heilige Gees. En dis hoekom hulle in die Ou Testament, wat hulle gedoen is, mense gesalf het, wanneer hulle die konings gesalf het, wat hulle gesalf? Hulle die olie aan sy voorkop gesit. Dit verteenwoordig sy siel, né? Dat daar verandering kom. Hy word deur die Heilige Gees verander die siel. En dan word hy, sy regter duim word olie gesmeer en sy regter groot toon. Sodat hy die werke van die Here kan doen en dat hy die pad kan loop waar die Here vir hom aanwys. Dis wat verteenwoordig, en ek gaan niemand vanmôre se groot tone vir 'n salf seker goed nie. So jy vir jou skoene uit te trek nie. Ek gaan jou dalk nie eers in jou voorkop aanraak en ek mag jou dalk in jou arm aanraak of ek mag dalk jou hande selfs net 'n entjie van jou afhou. Maar as jy vanmôre voel, jou stoel word warm as jy weet nie wat, dit kan my nie kwaad doen nie. Die Here wil iets met my doen, of die Here wil iets deur my doen. Ek wil hê die Here moet my hart verander. Ek sukkel met so, ek weet van sonde, ek sukkel daarmee, ek het krag nodig om dit te oorwin. Dan gaan ek jou vanmôre vra, ons gaan die kamera afsit hoor. Dis hoekom ek eers 'n gebed gaan doen, en as ek gebed aan, dan gaan Tessa vir die kamera afsit, dan gaan ek vir u vra voor dit kom, so dis net, dit bly hier.
Maar gaan vir jou vandag die geleentheid gee om dit te doen. Sluit gou vir die oë, kom ons bid tot eer vir die Here. Jesus Christus, ons dankie nou vir die teenwoordiging vir die Heilige Gees. Hier in hierdie gebed gaan ek nou ook gaan en klaar my hande salf. My hande die olie smeer, Here, en vra dat daar manifestasie van die Heilige Gees op hierdie hande sal val. En waar ek die hande nou uithou, daar na die kamera en hier oor die mense toe, kom ek voel klaar die krag van die Gees. Dankie, Here, dat ek vra, Here Jesus Christus, elke hart wat nou ontvanklik is, vir U Heilige Gees, dat vanmôre 'n begeerte het, Here, om weer geactiveer te word, die Heilige Gees wakker te maak binne my, en te sê, Gees, ek wil hê U moet lei. Ek wil hê U moet die dinge doen. Ek bid, Here, dat nou, soos ek spreek, dat die Heilige Gees op elkeen van hulle sal val. Daar by die huis, miskien selfs hier, bid ek in Jesus se naam, word U verheerlik. O Heilige Gees, weet U, wees nie ook die naprediker daar buite. En Here, dat U elkeen wat na hierdie boodskap luister, dat daar hartsverandering sal wees, as daar hartsverandering nodig is. Here, dat U met daai hart sal werk, dat ou harte sal uithaal, Here, en 'n sagte hart sal insit, 'n hart van vlees en bloed, maar 'n hart, 'n geestelike hart wat die goeie wil doen, wat die werke van die Here wil doen, wat nie net oor onsself opgee, maar sê ek moet ook opgee vir my eie siel, maar ook vir elke siel daar buite. Ek het iets wat ek moet doen, ek weet ook nie wat nie, maar Here, wys U vir my dat U my verander, dat U Heilige Gees in my kom, dat U die verandering bring oor elkeen wat hierna kyk. En dat U die oortuiging bring, die oortuiging van sonde, die oortuiging van oordeel wat kom, maar ook die oortuiging van U wonderlike geregtigheid, Here. Bid ek dat U dit sal bring. Ek bid dat die Gees nou op hulle sal val, Here. Ek bid die Gees van die Here Jesus Christus. Ek bid Jesus dat U die Heilige Gees op elkeen van hulle val. En ek bid dat hulle gedoop word met die Heilige Gees en met vuur. Ek bid dit in Jesus se mooi naam op hierdie Pinkster. Amen. Amen. Ek groet die Facebook-kykers daar nou en ek gee nou die geleentheid vir U. Ek gaan 'n stukkie musiek opsit.